Hallo julle, dankie dat ek lekker weer vandag saam met julle kan kuier. My naam is Willem Loischner. Dis lentedag, 1 September. Vrydag was maar 'n bietjie koud geweest hier in Pretoria en bewolk. Maar het lyk of die lente daarom nou aangebreek het. Baie dankie saam met my kuier. Ons is besig om deur Markus te reis. Ons het klaar gemaak met die eerste hoofstuk van Markus. Ons begin vandag met die tweede hoofstuk van Markus. Ek gaan dit vir ons voorlees en dan gaan ek vir julle kans gee om so 'n bietjie met mekaar te gesels. Wat tref jou in hierdie woorde? Dis 'n bekende gedeelte, maar luister 'n bietjie mooi. Miskien is daar iets wat vir jou interessant is. Miskien is daar iets wat jou tref. Ons lees Markus 2 vers 1 tot 12. Toe Jesus na 'n hele aantal dae na Kapernaum terugkeer, het dit rigbaar geword dat hy weer by die huis is. Gou was die huis so vol mense, dat daar vir niemand meer plek was nie. Selfs nie voor die deure nie. Jesus was besig om die goeie nuus aan hulle te verkondig, letterlik om die woord aan hulle te verkondig. Daar daag toe 4 mans by hom op, wat 'n verlamde persoon op 'n mat dra, 'n slaapmat. As gevolg van die baie mense kon hulle hom nie tot by Jesus bring nie. Daarom het hulle 'n gat deur die dak bokant Jesus se kop gemaak. Toe laat hulle die mat waarop die sieke gelê het, deur die dak sak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, my seun, jou sondes word vergewe. Maar party van die skrifkenners wat daar gesit het by hulle self gedink, wat? Dis tog laster? Net God kan sondes vergewe. Jesus het sonder meer geweet wat hulle dink en sê te vir hulle, waarom dink julle dit is laster? Wat is makliker? Vir die verlamde te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, tel jou bed op en loop? Gaan nou vir julle bewys dat ek, die seun van die mens, die gesag het om sondes op aarde te vergewe. Daarop sê Jesus vir die verlamde man, ek beveel jou, staan op, vat jou mat en gaan na jou huis toe. Net daar het die man opgespring, sy mat geneem en voor almal se oë buitentoe gegaan. Hulle was almal verstom en het God geprys en uitgeroep, so iets het ons nog nooit tevore gesien nie. Wat tref jou? Selfs bietjie met mekaar? Wat staan vir jou uit in hierdie woorde?
Wil ek gewoon lekker met mekaar oor hierdie gedeelte gesels. Kom ons gaan so 'n bietjie stap vir stap hier deur en dan kyk ons wat daar gebeur. Die interessante is dat Jesus kom tuis. Jesus by die huis is. Waarskynlik was dit Petrus se huis. Waarskynlik was Petrus se huis die plek wat Jesus se basis was. Daarom sê hy, een van die mense het nie 'n huis nie. Hy het waarskynlik nie sy eie huis gehad nie, maar Petrus se huis was vir hom so goed gewees soos sy eie huis. Wat maak hy as al die baie mense na hom toe kom? Vertel vir hulle die goeie nuus. Hy vertel vir hulle die woord van God. Hy verduidelik vir hulle wie God is. Verduidelik vir hulle wie hy is. Hy verduidelik vir hulle wat hy kom doen het. Verduidelik vir hulle wat dit beteken om die koninkryk van God te ken en te leef. Die hartseer is dat die mense in Kapernaum, sy tuisdorp, het hom uiteindelik verwerp, want hy doen nie wonderwerke nie. Hulle wil wonderwerke hê, hy vertel vir hulle die goeie nuus, hy vertel vir hulle die woord. Vir hulle is dit eenvoudig nie goed genoeg nie. Dit vir my en vir jou goed genoeg is. Vir my en vir jou goed genoeg om die Bybel te hê, om Jesus te ken. Te weet wat die goeie nuus is, dat God koninkryk op aarde gevestig word. Dat daar 'n nuwe wêreld op pad is. Dat ek vir ewig saam met God op 'n nuwe wêreld gaan lewe. Dit vir my goed genoeg. Soek ek my wonderwerke. Ek moet gesond word, ek moet werk kry. Dinge moet uitgesorteer word. Die goeie nuus. Goed genoeg. Dan kom 4 mans na Jesus toe wat 'n verlamde vriend bring. Ons weet nie of dit die 4 mans was wat besluit het ons gaan die vriend vat, en of die vriend gevra het, vat my asseblief na Jesus toe, en of dit miskien 'n kombinasie van die 2 is. Maar 5 mans wat by Jesus opdag, en hulle kan nie inkom nie. En dan breek hulle die dak oop, arme Petrus, dink nie, hy was noodwendig beïndruk dat hierdie man sy huis afbreek nie. En hulle laat sak die man, en as dit aangryp en daar staan toe Jesus hulle geloof sien. Nie toe Jesus die verlamde man se geloof sien. Toe Jesus hulle geloof sien. Toe Jesus al 5 se geloof sien. Die verlamde man wat oortuig is Jesus kan hom help. Die 4 vriende wat so oortuig is dat hulle bereid is om 'n dak oop te breek vir hulle verlamde vriend. Dink 'n bietjie. As die verlamde vriend nie gesond word nie, wie gaan in die moeilikheid kom omdat die dak afgebreek is? Dis nie die verlamde nie. Hy het nie aandeel daar nie. Die 4 vriende gaan in die moeilikheid kom omdat hulle terwyl hulle van hulle verlamde vriend bereid was iemand se dak af te breek. Is ek en jy bereid om in die moeilikheid te kom om onsself en ander by Jesus te kry? Ek en jy bereid om die kans te vat, te doen wat nodig is, om by Jesus uit te kom. Selfs al gaan dit dalk nie werk nie, selfs al gaan ek dalk in die moeilikheid kom. Die moeilikheid kom by my werk, en die moeilikheid kom by my skool, en die moeilikheid kom, hierdie ouens gearresteer is, het hulle in die tronk geëindig. Hulle is bereid om die risiko te waag, te doen wat hulle nie mag doen nie, om by Jesus uit te kom. Dink met die spanning wat hierdie 4 vriende daar op die dak staan en nie laat sak hulle vriend. En almal weet, kyk, dis die hele 4 wat die dak oopgebreek het. Hulle gaan nie wegkom nie. Hulle gaan nie weggesteek kan word nie. Ons weet wie julle 4 is. En ons is bereid om daai risiko te vat. Ek en jy, terwille van ons kinders, terwille van ons ouers, terwille van ons vriende, terwille van ons kollegas, bereid om daai risiko te vat. Party van die skriftelskenners wat daar gesit het,
sê dis laster. Net God kan sondes vergewe. En hulle is reg. Net God kan sondes. Nie eers die Messias kon sondes vergewe nie. In die Joodse denke was daar 'n verwagting dat die Messias gaan terugkom. Die redder. Maar nêrens in die Joodse verwagting was daar dat die Messias kan sondes vergewe nie. Messias gaan Israel herstel. Maar net God kan sondes vergewe. En dan sê Jesus vir hulle, wat's makliker? Om te sê, jou sondes is vergewe of staan op, vat jou bed en loop. Wat dink jy is makliker om te vergewe? Makliker om te sê. Makliker om te sê jou sondes is vergewe? Makliker om te sê, staan op, tel jou bed op, loop. Die makliker een is om te sê, jou sondes is vergewe. Want dit kan nie bewys word nie. Dink 'n bietjie as 'n verlamde by jou kom, 'n blinde, 'n bedelaar. Jy sê vir hom jou sondes is vergewe. Mense gaan sê jy's mal, maar daar's nie 'n manier wat jy kan bewys nie. Maar as jy vir hom sê sien, jy vir hom sê staan op en loop, van almal kan sien, dit is nie die waarheid nie. Dit is baie moeiliker om te sê staan op, vat jou bed en loop, want jy gaan onmiddellik getoets word. Vir my om vir iemand te sê jou sondes is vergewe, daar's nie 'n manier wat ek evalueer kan word nie. So dis maklik om dit te sê. Ek nie dis die waarheid nie. En dan sê Jesus, maar kom ek wys julle. Kom ek sê die moeilike ene ook. Wys ek vir julle ek kan dit doen. Staan op, vat jou bed, gaan huis toe. Die man spring op. Hy vat sy mat en hy loop. Die sondes is vergewe. Dis die groot wonderwerk. Dis die groot wonderwerk in my en jou lewens. Vir hierdie man het dit genesing beteken. Dit sy lewe verander. Verander dit my en jou lewens. Hoe leef ek anders? Omdat my sondes vergewe is, omdat Jesus grypend dat Jesus homself die seun van die mens. Term wat die meeste gebruik word om Jesus te beskryf uit die Nuwe Testament is die term Christus, wat Messias beteken. Tweede meeste is Here, wat meester baas beteken. Maar die term wat Jesus die meeste vir homself gebruik is seun van die mens. Die menslike eenheid. Dink 'n bietjie daaroor. Die duiwels noem Jesus seun van God. Jesus noem homself seun van die mens. As hy kies hoe hy homself identifiseer hy homself met my en jou. Seun van julle. Die term seun van die mens kom uit Daniël 7 uit. Daniël het die voorspelling gemaak dat die Messias kom na 490 jaar, 7 maal 70 jaar. En Daniël het 487 voor Christus gelewe. In die tyd van Jesus was die tyd wat almal verwag het die Messias gaan terugkom oor wat Daniël gesê het. Luister, beskryf Daniël dit. Daniël 7. Ek het in die nagtelike visioene gesien. Kyk, met die wolke van die hemel soos iemand aan die kom wat soos 'n mensekind was. Letterlik in die Hebreëus die seun van die mens. Tot by die oue van dae het hy gekom, tot by die Ancient of Days. So uit die hemel uit kom die seun van die mens en hy kom by die Ancient of Days. Voor hom is hy gebring, aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie. Die seun van die mens, die Messias, wat kom aan die einde van die tyd, om sy koninkryk op aarde te vestig en langs die Ancient of Days te sit en te regeer. Die koningskap, die heerskappy en die grootsheid van die koninkryke onder die ganse hemel word dan gegee
hoor mooi, aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en alle magte sal hom dien en aan hom gehoorsaam wees. Seun van die mens, die Messias, wat na 490 jaar gaan kom, wat gaan koning wees oor die hele wêreld, wat sy koninkryk gaan gee aan sy volk, dit oor die aarde te vestig. Jesus sê, ek het gekom om die koninkryk te bring, en julle is nou deel daarvan. Julle is nou deel van die volk wat oor die wêreld regeer, deur God se koninkryk te bring, jou woorde, jou dade. Jesus is die seun van die mens, die Messias, die verlosser. Jesus die een wat sondes vergeef. Hy is God ook. Jesus is die een wat die man sê, jou lewe is anders. Aan. Loop. Ek dink jy was die 4 vriende se reaksie. Hulle het 'n vriend tot by Jesus gebring. Dit het sy lewe verander. Jy al so gevoel. Jy al 'n gevoel gehad van waar jy iemand tot by Jesus bring. Dit sy lewe verander. Dit haar lewe my en jou lewe anders. Dan ek en jy op. Loop. Jesus kondig goeie nuus. Hy is die seun van die mens. Hy is die Messias. Hy is die een wat God se koninkryk bring. En God se koninkryk is nou hier. En hy nooi my en jou om deel van sy koninkryk te wees, en deel van die projek om God se koninkryk op aarde te bring. Dis die goeie. Iemand vir my vra, wat is die boodskap van die Bybel? Dis die goeie nuus van die Bybel. En is my antwoord, die goeie nuus van die Bybel is dat God besig is om sy koninkryk op aarde te vestig. Dat hy jou uitnooi om deel van daardie projek te wees. En 4 vriende, 1 verlamde, die oortuiging oor wie Jesus is, bring hulle om reëls te breek, om 'n dak oop te breek, om op 'n dak te klim, tussen mense deur te beer, om moeite te doen om by hierdie Jesus uit te kom, wat sy koninkryk op aarde bring. Hy is God. Hy is die seun van die mens. Hy is die Messias, hy is die heerser oor die wêreld. Die gevolg daarvan is dat mense God prys ek en jy God. Prys mense God oor my en jou lewe. Onthou ons hoekom ons hier is. Om in God se koninkryk te leef. God se koninkryk te bring. Om mense by Jesus te kry. Maak nie saak wat nie. Tref jou. Ons begin met mekaar.